Ons gaan saam lees uit die woord van die Here 'n paar verse uit Deuteronomium 6, dis daar op die bord aangedui as 1 tot 25, dis daarom nie alles nie. Ons moet die konteks in ag neem, en dit is dat die Here in Deuteronomium 5 weer vir die volk die wet gegee het, die 10 gebooie, en hulle weer herinner het. Nou, kom ons praat net vir 'n oomblik oor die 10 gebooie. Die 10 gebooie is nie so simplisties soos dit voor die oog is nie. Voor die oog staan daar, jy mag nie moord pleeg nie, maar ons weet dat die 10 gebooie het 'n synekdoïese karakter. Nou, 'n synekdogie is 'n ding wat sê, dit sê een ding, maar dit veronderstel 'n groot klomp goed. So kom ons dumb it down. Die 6ste gebod, jy mag nie moord pleeg nie, blaai ons na Matteus 5 toe, dan luister ons wat Jesus sê. Hy sê, moenie dink ek het gekom om die wet of profete ongeldig te maak nie. Nee, ek het juist gekom om hulle volle betekenis te gee. En ek sê vir julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letterstreepie van die wet van God wegval. En dan gaan hy verder, dan sê, julle het van die oudheid af gehoor dat daar gesê is, jy mag nie iemand doodslaan nie, maar ek sê vir jou, iemand wat sy broer uitskel vir 'n idioot is strafbaar voor die Joodse regbank, iemand wat sy broer uitskel vir 'n gek is strafbaar voor die, en iemand wat sy broer dit is strafbaar met die helse vuur. So Jesus kom leer vir ons en maak vir ons duidelik dat die wet het 'n baie dieper, meer omskrywende karakter as dit wat jy net voor die aanligging sien, en dit moet uitgelê word. Maar dit raak vir 'n mens ook baie makliker as jy na die wet kyk binne die bedoeling wat God dit vir die volk gee. Hoekom gee die Here die wet vir die volk? Hy gee dit sodat hierdie mense wat verdwaal geraak het van hom, weer kan leer hoe om 'n verhouding met hom te hê. Jy sien, dis een van die kerneienskappe van die sondige natuur is, dat met die inkom van sonde, verloor die mens sy vermoë, verskoon my Engels, maar om 'n tight-knit verhouding met God te hê. Is ons natuurlike inklinasie om te wil wegvlug van die Here af. En kom die Here en hy stel hierdie noodmaatreëls in. Sy wet is 'n noodmaatreël. Soos hierdie barriers wat ons langs die hoofweë sien, dat as jy daarin vasry, daai ding is spesifiek so ontwerp in sy shape, laat hy jou teruggooi in die pad, want dis makliker om daar teen 'n ding vas te ry en jou neus te breek, as om 100 meter af te val en als in jou lyf te breek, nee. So daai ding het 'n groot doel. Nou die wet van die Here het 'n synekdoïese karakter, en hy het dit pas weer vir die volk gegee, om wat te doen? Blaai Matteus 22 toe, dan sê Jesus, die wet leer jou om God lief te hê, bo als, en jou naaste, soos jouself. Alright. En dan kom hy nou, en hy leer, hy gee instruksies oor hoe hierdie wet ook na ons kinders toe, binne ons eie lewens natuurlik eers, sal julle hoor, maar dan ook na ons kinders toe oorgedra en uitgeleef moet word. Ons lees van vers 6 af, in Deuteronomium 6. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat as jy in die huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het, om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie, huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie, putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfbore wat jy nie geplant het nie, en jy sal kos en oorvloed hê. Maar sorg dat jy die Here jou God nie vergeet, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het nie. Jy moet die Here jou God eer en dien, en net in sy naam 'n eed aanlê. En dan gaan dit so aan, en dit gee nog 'n groot klomp voorskrifte. Ons moet regtig fokus op dit wat in hierdie paar verse, vers 4 tot 8 vir ons gesê word. En ek wil jou uitnooi vanaand, hou jou Bybel net so voor jou op. Julle gaan sien, ek het baie min skyfies, want ek wil hê julle moet fokus op dit wat in die Bybel gesê word, op die verskillende punte, die merkpunte wat die Here vir ons gee. So net voor ons inklim op die hele konsep van grense, die boek Deuteronomium moet jy verstaan as 'n vormingsboek. Die volk is in Exodus deur die Here uit Egipte, uit slawerny uit bevry, en nou, ek weet nie of julle, ek moes eintlik 'n prentjie opgesit het, wie van julle het al die prentjie gesien, waar die lyn getrek word van die woestynreis van die volk? Wie het dit al gesien? Het hulle 'n reguit lyn geloop na die beloofde land toe? Nee,
dan was hulle baie vinniger in die beloofde land. Hulle het nie net 'n kronkelpad geloop nie, hulle het geloop soos iemand wat geen koers of rigting het nie. Nou weet ons, die Here het hulle gelei, 'n wolk in die dag en 'n vuurkolom in die nag. Nou wat het God met hulle gedoen? Wat op aarde was hy besig deur hierdie mense so te laat op en af en die kant toe en daai kant toe loop? Die Here was besig om hierdie mense te vorm, sodat hulle, wanneer dit met hulle in die beloofde land goed gaan, soos ons vanoggend gehoor het, die Here sorg, maar ons as gelowiges erken van waar dit vandaan kom. So die Here het hulle hier gevorm, en jy hoor gereeld die woorde, sorg dat jy die Here jou God nie vergeet nie. Daar is so 'n mooi gedeelte in die volgende hoofstuk, wat sê, deurdat jy dink, dis met my sterk hande en my mag, wat ek hierdie rykdom en hierdie sukses verwerk het, maar dis die Here wat jou die hande en die mag gegee het, staan daar. So die Here gebruik Deuteronomium as 'n vormingsboek, en dan praat hy hier oor ouerskap, want hy weet, ouerskap is belangrik. Hier's baie van hierdie Israeliete wat in die woestyn reis, wat nooit die beloofde land eers gaan sien nie, maar hulle kinders moet gereed gemaak word om die beloofde land te sien. En dis waar ons bietjie wil praat vanaand, oor die grense wat ons vir onsself moet stel, die grense wat ons as ouers, of oumas en oupas, of onderwysers, of werkgewers, werknemers, of hoe ook al in ons lewens moet stel, sodat dit uitgeleef word deur onsself en deur ander mense. Kom ons in die vers net gou 'n bietjie terug. Ons is die laaste week weer erg gekonfronteer met die slinksheid van die linkse wêreld, mag ek dit so noem. Die hoofkenmerk van die linkse wêreld, die liberale wêreld, is dat daar nie grense is nie. Is dit so? Daar's nie grense aan waar lewe begin nie, so jy mag 'n ongebore baba sonder gewete se lewe beëindig. Daar's nie grense oor die huwelik nie, so jy kan in kruishuwelike, man, jy kan identifiseer as 'n boom en met 'n roosboom trou. Jy kan doen net wat jy wil, nê. Daar's nie grense oor ouerskap nie. Jou kind kan kies wie hy is en homself definieer. Daar's niks grense in die liberale kant van die lewe. Hulle grensloosheid gaan so ver dat 'n lafaard hierdie week, 'n man wat die waarheid verkondig het, voor sy vrou en kinders in die keel doodskiet. Wie van julle het gehoor van Charlie Kirk? 'n wonderlike man wat die Here gedien het, wat sy lewe gewy het om die waarheid van God teenoor die linksheid van die wêreld te bedien en verkondig. Sy lewe daaraan gewy het, en miskien is Charlie Kirk 'n soort van 'n nuwe tydse Stefanus. Gister het 150.000 mense in Londen gemars, nee. In Europa, wat goddeloos geraak het, gemars vir hom. Maar die punt is, in die linkse wêreld, in die liberale wêreld, is daar nie grense nie. Hierdie mense verkondig en definieer grense as marginaliserend, as onderdrukkend, as goeters wat mense se lewens slegter maak. As jy grense wil stel, dan beskryf hulle jou as 'n fasis, of 'n chauvinis, of 'n wat so alirinismes. Julle ken mos al alirinismes wat hulle gebruik. Een ding van 'n linkse ou wat jy ook moet weet is, voor hy met jou kom praat, gaan leer hy al die groot woorde wat hy self nie verstaan nie. Hy probeer jou net confuse soos hy confused is. Mens moet jou daarin steur nie, maar daar's nie grense nie. En nou is die ding, ons lewe in hierdie wêreld. Nee, ons lewe binne hierdie wêreld, tussen hierdie mense. En ek gaan my kinders eendag universiteit toe stuur in 'n wêreld vol van hierdie soort mense. Ons is lekker beskerm nou. Laerskool Reinfield is 'n skool wat as Christelik identifiseer, en ek is seker die skole waar julle kinders is en waar julle is dieselfde. Maar hoe maak ek my kind gereed om in 'n linkse wêreld waar jy vir die waarheid vervolg kan word, in te gaan en vas te staan in die waarheid? Ek dink die enigste manier is om vir hulle so sterk gevoel te gee van God se liefde binne in God se grense. Van die absolute feit dat die Here grense in jou lewe stel, omdat hy jou so lief het, dat jy dit nie eers kan verstaan nie. Omdat hy so baie oor jou omgee en presies weet waarheen hy met jou op pad is. En dit sien ons in die lewe van die volk. Die Here stel vir die Ou Testamentiese volk grense. Daar's die kliptablette van die wet. So die Here is op pad met hulle is op pad om die beloofde land in te neem. Vars in hulle gedagtes is die uittog. Die Here het hulle verlos uit Egipte, hulle verlos van die slawerny. Hulle het al soveel keer op hierdie pad teen die Here geprotesteer.
weet teen hulle self teen die Here verset, dan gee die Here weer 'n wonderwerk en dan dien hulle hom weer en dan gebeur daar weer 'n moeilike ding en dan draai hulle weer teen hom, so tipies soos die mense is en die Here sien keer op keer hoe hierdie mense net nie gereed is om by die beloofde land uit te kom nie, want hulle is nie by daai punt waar hulle ingegee het, waar hulle oorgegee het, waar hulle in en uit die Here leef en in vertroue op hom leef. Ek dink vanoggend toe Bram preek oor dat die goed gebeur in ons lewe, maar die feit dat ons bid is om te sê, ons weet dat die Here dit laat gebeur en ons gee vir hom die eer daarvoor. Toe dink ek aan wat John Piper sê, God is most glorified by us when we are most satisfied in him. Dis absoluut die waarheid van ons lewe. En hierdie mense is nie totaal tevrede met die Here nie, want as hy een tree neem wat nie binne in hoe hulle sien hierdie ding uitleef nie, of uitspeel nie, dan is hulle kwaad vir die Here, dan gebeur daar 'n wonderwerk, en dan kom hulle weer terug, en so gaan dit aan, en die Here stap hierdie pad met hulle. Waarmee is hy besig? Hy is besig om hulle te leer, verskoon my Engels, maar hy is besig om hulle te shape, en te mold, te giet, vir die nuwe lewe wat hy vir hulle gaan gee, want dit gaan goed gaan met hulle, in die beloofde land. Die Here weet dit, hy sê dit, dis die land van melk en honing. En wat doen ons as mense as dit ons baie goed gaan? Alles lekker hangie-dorie is. Dan is ons baie meer independentisties. En dan kom ons situasies wat ons op ons knieë neertrek, en dan gaan dit eintlik weer 'n bietjie beter met ons geloofslewe, nee. En die Here wil vir hulle leer, dis nie hoe om dit moet werk nie. Vanuit jou knieë selfs moet dit met jou goed gaan. En die Here stap hierdie pad met hulle, en dan hoor ons hy gee vir hulle weer die wet. Nou wat is die doel van God se wet in hierdie mense se lewens? Dis eenvoudig. Die eerste 4 gebooie van die 10 gebooie reël ons verhouding met God, ons Here. Dit sê, jy mag nie ander gode hê nie, met die Here alleen dien, en daai Here alleen dien is 'n groot ding, nee. Dit beteken jy gee jou hele lewe aan hom oor, dat hy is die beginpunt en die eindpunt van jou lewe, dat jy elke dag opstaan en sê, mag hierdie dag van my lewe gaan daaroor om die Here te verheerlik. Mag hoe ek my werk doen, daar gaan om die Here te verheerlik. Mag hoe ek 'n pa en 'n ma is, gaan daaroor om die Here te verheerlik. Hoe ek enigiets doen, moet gaan oor hoe ek die Here verheerlik. En dan moet die Here se naam misbruik nie. Dit gaan oor dat ek vandag vir myself sê, ek is 'n goeie verteenwoordiger van God. Ek is 'n rentmeesterlike verteenwoordiger. Gister 'n liedjie gehoor van 'n ou wat sing van, ek weet nie wat julle al gehoor, iets van Dusty Bibles, dis so, is die eerste keer wat ek dit hoor. Wie is dit, Josiah iets? En hy sing in een liedjie, hy is dalk al Bybel wat iemand vandag gaan lees, nee. So daai, moenie die Here se naam uitlig gebruik nie, dis waaroor dit gaan, dat ek 'n waardige verteenwoordiger van God is. So daai eerste 4 gebooie reël ons verhouding met God. En dan die res reël ons verhouding met mekaar. En die Here sê, ek gee dit vir julle in vers 1, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. Dan, sodat dit julle lewe kan bepaal, julle lei op die pad wat ek wil hê julle moet loop, sodat dit die grense sal wees waarbinne jy beweeg. Vers 9 sê, jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande, met 'n merk op jou voorkop wees, skryf dit op jou deurkusyne en stadspoorte. Ons gaan nou 'n bietjie gaan en na elkeen van hierdie goeters kyk, maar die Here lê hierdie dinge neer as die grense, die guardrails, die barriers, wat die pad aanwys vir die volk om op te leef. Hy sê, as julle wil hê dit met julle goed gaan, is die een ding wat julle nie nodig het, die rykdom wat julle gaan hê in die beloofde land nie, maar die rykdom wat julle het in die feit dat ek julle God is en julle my volk. Nou dink so daaraan, as daai werklik jou lewensrykdom is, kan niemand jou lewe ooit arm maak nie, kan dit? Want niemand kan ons van die liefde skei wat daar in God vir ons by God vir ons is deur Jesus Christus nie. Niemand kan dit van my wegneem nie. Mense kan baie goed van my wegneem, hulle kan nie dit van my wegneem nie. Dit leef ek in en uit, en daarom sê die Here, bly binne in hierdie beskermende grense van die dinge wat jou leer hoe om by my te bly, in 'n verhouding met my te wees, en om goed en liefdevol teenoor jou naaste ook my te verteenwoordig. Het jy al ooit gedink dat naaste liefde gaan daaroor, dat die Here jou instruksie gee om die bron van die liefde, ek het u lief want u het my eerste lief gehad, om die bron van jou liefde uit te leef aan ander mense. Nee,
So naaste liefde is nie hierdie opofferingkie wat ek maak sodat ander mense sal goed voel oor ek nice is met hulle nie. Naaste liefde is ek wat na jou toe kom en sê, ek leef die liefde van die Here teenoor jou uit. Ek op hierdie oomblik verteenwoordig ek die Here se liefde in jou lewe. En dis die grense waarbinne die Here hierdie mense laat leef. En so kom ons kyk na net 'n paar gedagtes hierso. En die omvattendheid van wat die Here eintlik hier sê. Hy sê hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. So nou praat hy hier eintlik met die groot mense, nê. Hy praat met my en jou, maar met die kinders ook. Waar sê hy is die eerste plek waar daar verandering moet kom? Is die manier wat jy dink. En hoe gaan jy dit regkry? Deur hierdie goeters in jou gedagtes voortdurend te laat bly. Sê dit moet in jou gedagtes bly in die oorspronklike taal. Hoor ons daar sê amper soort van 'n sirkulasie effek. Dit moet daar wees, dit moet daar bly, dit moet besig wees met jou, dit moet in jou werk. En hoe kry jy dit reg? Deur daarmee besig te wees. Dit herinner ons aan ons gemeente se vers. Laat God julle metamorfose ondergaan deur julle gedagtes te vernuwe. Voor ek my kind kan leer om binne die grense van God te bly, moet ek self eers my gedagtes deur die Here laat verander, dat God julle, sodat julle 'n verandering of 'n metamorfose kan ondergaan deur dat God julle denke te vernuwe en so by die roeping bly wat God julle gegee het. Ek moet dit self eers doen. Ek moet self eers so vol van die woord van die Here wees, so besig wees om dit te oordink en dit toe te pas, te apply op alles. So, hoe is ek 'n pa? Wat sê die Here? Hoe is ek 'n man? Wat sê die Here? Hoe is ek 'n goeie, wat ons volgende daai pragtige goed van Martin Luther gehoor. Hoe is ek 'n nice buurman? Nee, maar ek en my buurman is nie vriende nie, so ek moet dalk daai voorbeeld los. Maar hoe is ek 'n goeie dominee vir jou? Hoe is ek, wat sê die Here? Wat sê die Here? Wat leer die Here? Dis die vraag wat ons moet vra. Hoekom is ons hier as 'n kerk? Want ons ontdek wat leer die Here en ons lewe uit wat leer die Here. Nie oor al hierdie ander goeters nie, oor dit, oor die woord van die Here en die bediening daarvan. Dis hoekom ons hier is, wat sê die Here? Nee, so dis die eerste ding wat moet gebeur. Ek moet so vol van wat sê die Here wees, dat ek dit kan regkry om disippelskap te modelleer. Hoor dit? Disippelskap is nie iets wat deur ouers net geleer word nie. Dis iets wat deur ouers en oumas en oupas en wie ook al gemodelleer moet word. My kinders volg die model na wat hulle pa vir hulle stel. En as dit oor padwoede gaan, my kinders 'n baie slegte voorbeeld. Maar ons werk aan. En Marlies slaan baie hard op die bobeen. So, ons gaan daarby uitkom, nee. Maar dis die punt wat die Here hier wil maak. Hy sê vir die mense, eerstens, hierdie gebooie wat ek vandag gee, moet so in jou bly, dat jy die vermoë het om dit in iemand anders te kan laat bly. Het gaan nie in iemand anders bly deur jou, as dit nie eers in jou bly nie. Dis wat hy sê. Dan, jy moet dit inskerp by jou kinders. So, wat moet ek doen? Dis in my gedagtes, ek het dit geleer, daarom leer ek dit vir ander. Net my kinders nie, ander mense se kinders, of wie ook al ek mee te doen het. Ek skerp dit by hulle in. Dis nie net 'n, hey, hoor jy die derde gebod sê dit nie. Dis, kom ons chat oor dit. Wat beteken dit? Hoe pas ons dit toe in ons lewe? Gereeld, gedurig, is ons besig om daaroor te praat. So jy moet dit inskerp by jou kinders, nadat dit ingeskerp is by jou. Dan sê hy, jy moet met hulle daaroor praat, en ek hoop jy volg saam my vers 7, jy moet met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, so jou huis, jou kinders, se onmiddellike omgewing, moet geken en gedefinieer word deur die grense van God. Wat gebeur in hierdie huis? Amper so 'n bumper sticker vers uit Jeremia uit, ek en my huis sal die Here dien, maar dit moet prakties raak, nê. So wat gebeur in hierdie huis? Die Here definieer die reëls binne in hierdie huis. Dis ingeskerp by my en ek skerp dit by my kinders in en daarom lewe ons dit uit in hierdie huis. Dis wat in hierdie huis gaan gebeur. Dis my huis, ek is die hoof van hierdie huis. Of ek is die ma van hierdie huis. Of ek is die oupa van hierdie huis. Ek het 'n invloed hier. Al my skoondogter vir my luister en sy moet maar. Hierdie is die woord van die Here, nê. So in hierdie huis gaan dit oor die woord van die Here. So in jou huis en dan op pad. Is dit nou, beteken dit nou as jy see toe ry en ons 'n lekker goeie tyd, dan praat jy met jou kinders oor die Bybel? Nee. Dit beteken die beeld wat hier vir ons geskep word is dit stagneer nie tot 'n sekere tyd nie. Dit word nie vasgebind aan 'n sekere oomblik in jou lewe nie.
So, wanneer ons nou by die huis is, en ons is lekker rustig en kalm, dan praat ons oor die woord van die Here. Sê, as jy op pad is, beteken die bewegingstye in jou lewe. So die woord van God beweeg saam met my en my gesin. Die woord van God beweeg saam met my in hoe ek my kinders leer en hoe ons alles doen. Dit is nie 'n ding wat gereserveer is vir Sondagoggende nie. Dis nie 'n ding wat gereserveer is vir gebedstyd vanaand of wanneer ons môreoggend Bybel lees nie. Dis iets wat waarin my huis gekenmerk word, maar wat my pad typeer. Dis wat dit is. Goed, het julle dit? Ek is nie te vinnig nie, nee. Ons kan baie lank hier bly as ons baie oor elkeen van hierdie wil praat. As jy in jou huis is, jou pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. So, wat sal julle sê, beteken dit om te sê dat jy hierdie goed inskerp by jou kinders as jy gaan slaap? Die beeld hierso is dat dit so 'n discussion topic is in jou huis, dat dit so 'n groot ding is in julle lewe, dat dit selfs in die nadenke van jou kinders leef. Nee. Hoe spreuke op Sondagoggende en Sondag ook vanaand, wat 'n plek kry dit in jou nadenke? Want goed kry 'n plek in ons nadenke wat ons bewustelike plek voorgee, waarmee ons konsekwent besig is. So wat 'n plek het dit in my nadenke? En dis wat die Here sê. So jou huis moet geken word daardeur, hoe jy travel as 'n gesin, nie op vakansie nie, julle lewenstravel moet geken word deur die woord wat uitgeleef word, wat ingeleef word, en dan moet dit so in julle wees, dat dit in julle nadenke is. Dan bind dit as 'n herinneringsteken op jou hande. Gebruik hulpmiddels, is wat die Here sê. Dis nie maklik om 'n ma of 'n pa te wees nie. Dis nie maklik om 'n disipel van Jesus te wees nie. Dis challenging. Daarom sê Jesus vir ons, gaan jou kruis moet opneem en jouself verloon en my volg. Daar gaan uitdagings wees. Dit gaan moeilik wees. Die versoekings van die wêreld gaan kom en jou so bombardeer dat jy partykeer vergeet hoe om te leef. Nou dink ek nou aan daai bandjies. Dis seker so 'n silly ding. Ek sien mense kry dit nog by Crazy Store. Nee, nie by Crazy Store nie. By P&A het ek dit gesien, nee. Daai What Will Jesus Do? Onthou julle dit? Ek dink ek was so standaard 1, wat is dit, graad 3. Toe het daai bandjies uitgekom. Daai tyd het die dopperdominees baie gemurmureer en gebulder oor dit, nee. Het julle dominees ook daaroor gekerm? Ons net, nee. Ek weet nie hoekom nie, maar 'n herinneringsteken aan jou hand is nie net 'n What Will Jesus Do bandjie nie, dis 'n goeie ding. As jy vir jou kind dit kan koop en sê, hoorie, as jou maatjie jou kwaad maak, kyk net eers gou daar voor jy reageer, dan is dit mos 'n goeie ding wat jy vir jou kind leer. Maar 'n herinneringsteken is dat jy jou lewe so vol maak van hierdie goeters, dat oral waar jy kom, word jy geherinner. Hoe's dit? Ek steel van 'n Bybelstudiegroep, nee, waar ek by mense in 'n klein groep bymekaar kom en ek word herinner deur hierdie mense, wie is ek? Nee, hoe leef ek in die Here? Ek is by eredienste. Ek is besig in 'n geskeduleerde tyd in my persoonlike lewe om Bybelstudie te doen. Ek het rotines en ritmes in my lewe om seker te maak die woord van die Here bly in my gedagtes. Dis 'n herinneringsteken. En dan dit moet 'n merk op jou voorkop wees. En dis 'n baie groot ding hierdie. Maar dit is, jy is dalk vandag die enigste Bybel wat iemand anders lees. Maak seker hulle lees die regte een. En ek weet dis 'n hektiek roeping. Nee, dis moeilik. Dis regtig nie maklik nie. Maar wanneer ons onsself so deur die Gees van die Here slyp en houn om die woord van die Here so deel van ons gedagtes te maak dat dit uitvloei uit ons hande en ons lewens, gaan ons dit meer reg kry om dit te merk op ons voorkop te maak. Sodat mense kan sê, daai ou, dis 'n Bybelse ou. Nee. Moet ook nie dat mense jou moedeloos maak omdat jy 'n paar foute gemaak het of dalk eendag nie nice was nie. Dat sê jy maar jy's nie 'n Bybelse ou nie. Dis juist die punt van die evangelie dat Jesus ons verlos van onsself, nê. En dat ons vanuit daai verlossing nuut leef. En as ons dalk weer val, dan bly daai verlossing vir ons geldig. Maar wat is my aim elke dag? Ek wil vandag die woord van die Here uitleef. Wat is 'n merk op jou voorkop? Nou as jy nou die vrouens, as jy nou vanoggend make-up gedoen het en jou kinders skree agter jou en jy vat per ongeluk, wat se goed sit julle hier op julle ore? Is mos of julle oë daai kwassie, nee, en jy sê nee man, Pietie. En daar's hierdie hele streep en jy's nou haastig en jy kyk nie weer nie. Is daar iemand by jou werk wat hierdie mascara, dis mascara, nee, wat hierdie mascara streep hier by jou kop gaan miskyk? Nee, niemand nie. Almal gaan dit sien.
Party gaan dalk te nice wees om iets te sê, party gaan ook ware vriende wees en sê, hoor jou, wat gaan met jou kop aan? Nee. Dis die beeld wat hier gebruik word. Dat niemand moet dit kan miskyk, dat daar's 'n mascara streep op jou kop. Nee, die woord van God is in jou gedagtes. Niemand moet dit kan miskyk nie. En dan die laaste een, skryf dit op jou deurkosyne en in jou stadspoorte. So die omgewing waarin jy jouself bevind, is 'n omgewing wat jy moet vat met die woord van die Here. Hoekom? Hoekom doen ons dit? Want ons is deur Jesus verlos om nie te leef. Romeine 6 vers 11, julle moet dus altyd onthou, dat julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Jesus. Omdat die Here Jesus sy lewe vir ons gee, omdat hy ons red, kan ons anders wees, en in ons andersheid, kan ons vir ons kinders 'n model wees van andersheid. En vir julle sê, ek het al baie studies gelees, wat wys, dat die beste manier om 'n kind te leer om iets te doen, is om hom te wys. Nie, daar was ook op 'n tyd daai ding van jy moet doen soos ek sê, en nie doen soos ek doen nie. Dis 'n groot, in baie studies is hypocritical wees 'n groot rede vir jong mense se wegstap van die geloof af. Omdat hulle gesien het van hulle pa of hulle ma by die kerk en by die huis, was twee heeltemal verskillende goed. Nee, mense soek na wat eg en waar is. En as ons eg en waar is, as ons leef in en uit Jesus, soos wat ons moet doen, dan gaan ons dit regkry om hierdie grense te modelleer vir ons kinders. Nee, en onthou die evangelie is die evangelie van tweede kanse. Soos jy dalk nie nou daar is nie, want ek weet ek is nie 100% waar ek moet wees nie. En ek weet elkeen van julle het julle worstelinge en struggles en goed waarmee julle sukkel. Ons is on the journey to better, nee, en dis die mikpunt wat jy vir jouself moet stel om te sê elke volgende oomblik wil ek beter. Want die Here verstaan uit my juis verlos vir dit. My juis verlos oor dit. My verlos van myself. So ek vat dit en ek leef in die grense van die Here, maar die Here stel ook vir ons grense, en daai grense is, kom ons lees Efesiërs 5 vers 1, omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg, lewe in liefde. So is God se grense vir ons marginaliserend, is dit verdrukkend, soos die linkse wêreld dit wil beskou, deur jou kind te wil laat definieer, deur dit wat van die Here afkom, confine nie om daardeur om eintlik sy potensiaal nie te kan ontwikkel nie. Dis nie die waarheid nie. Dit is net dood eenvoudig nie die waarheid nie. Want die grense van die Here is liefde. Luister weer in daai konteks hoe pragtig is hierdie vers. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde. Die Here kom en hy sê, my liewe kind, ek stel vir jou grense, want ek het jou so verskriklik lief. Dis wat hy sê. Stel vir jou kinders grense, want ek het hulle so verskriklik lief. Lewe in my grense, want ek het jou so verskriklik lief. Daarom, om goed beplande, gedefinieerde grense te hê, gevorm deur die woord van die Here, na aanleiding van jou lewe en jou omgewing, binne in 'n wêreld self wat grensloos leef, is baie belangrik en baie behulpsaam in die pad van navolging van Jesus Christus. Niemand van ons beplan mislukking in ons geloof nie, maar die probleem is dat ons ook soms nie die teenoorgestelde beplan nie. Ons moet dit uitlê en definieer hoe ons wil leef. Hoekom moet die grense van die Here in my lewe wees? Hoekom moet dit in my kinders se lewens wees? Omdat God ons so verskriklik lief het, dat hy in sy genade dit daarstel. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons nie rondswerf nie, maar in 'n goed gedefinieerde en beplande pad binne in u grense leef. Ons loof en ons eer u daarvoor. En ons bid dat u sal help dat ons sal sien wat grense is vir wat u dit maak. Dis u liefde, dis u vaderlikheid, dis u goedheid, dis u genade wat na ons toe kom en deur en met ons werk. Ons prys u daarvoor, Here. Om ouer te wees en om 'n invloed op ander mense te hê, ook as 'n vriend of vriendin, 'n verhoudingsmaat, is nie altyd 'n maklike ding nie. Is moeilik. En ons bid dat u vir ons sal wysheid gee. Maar Vader, dat u woord so in ons sal leef, dat dit so in ons gedagtes en harte sal wees, dat ons die vermoë sal hê om dit by ander
in te skerp, sodat ons hele lewe sal getuig van u waarheid, die waarheid wat spruit vanuit u liefde vir ons. Ons loof en ons eer u daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen.